Hoe ons geskape is. Ons is lief daarvoor om onsself te vergelyk met ander mense. En ek was een van hulle. Shalom almal. Okay, so ek was een van hulle en dit is deel van my getuienis, hoe ek deel was wat myself vergelyk het met almal en alles. So ek het nooit daarvan gehou die manier hoe ek lyk nie. Ek wou potblou oë gehad het en ek was gebore met bruin oë. En ek was baie jaloers aan die een meisie wat blou oë gehad het, want ek wou ook blou oë hê. En ek het lank gevat om agter te kom dat hoe ons Vader ons gemaak het, ons is perfek. Net soos wat ons Vader ons gemaak het. Hy het ons geskape en ek kan nie beter doen as wat hy gedoen het nie. Hy het my gemaak met bruin oë vir 'n rede. Ek het lank gevat voordat ek agtergekom het, is die meisie wat blou oë gehad het, wat so mooi gelyk het. En sy het helder blou oë gehad. En ek het bruin oë gehad. Ek het besef, wanneer ek by mense staan wat soos 'n blasvel het, en goed het ek ingepas. Ek het by hulle gestaan en hulle het nie eens agtergekom ek is eintlik Afrikaans nie. Hulle het gedog ek is Engels en dan praat ek Afrikaans soos hulle oom, hulle tannie en dan kyk hulle my like, I thought you were English. It's like, no. Want ek het nie ingepas soos wat die ander Afrikaanse mense inpas nie, want ek was baie blas en goed. En ek het daarso besef, hoorie, ek is wie ek is. Ek is so mooi soos wat ek is. En ek dink daai aand wat ek in die spieël gestaan het, was die heel eerste keer wat ek myself gesien het van, wow, ek is so mooi, want ek het nooit iemand geglo, wow, jy is so mooi nie. Ek het dit nie geglo nie, want ek het nie my gaan vaar nie. En daai dag, wat ek dit besef het, hoorie, my Vader het my so mooi gemaak, het ek my begin lief geraak vir wie ek is. Ek het vir almal begin sê, hoorie, jy is so mooi. Moenie jouself vergelyk met ander nie. Ons almal is verskillend, nie almal is dieselfde nie. Sal jouself indink hoe boring dit sou gewees het as almal dieselfde gelyk het as jy? Soos hierdie vrou het presies dieselfde lippe as jy, presies dieselfde oë, presies dieselfde neus. Dit sou so boring gewees het. En goed, en almal sou dieselfde gewees het. Daar sal nie een mooier gewees het, een leliker nie, want dit is hoe ons het vandag sien. Maar eintlik as jy kyk het in die geestelike oog is, ons almal is so mooi. Jy kan nie stof lewendig maak nie. Jy kan dit nie 'n soliede ding maak nie. Nie eens grond nie, nie eens sand, maak jy saak hoe nat dit raak nie. Jy kan dit nie 'n soliede ding maak nie. En dit is hoe ons is. Ons kan niks doen nie, en dit is hoekom ons so perfek is en so mooi is. Ons is so mooi in God se oë. En hoe ek gevoel het toe my Vader hierdie boodskap op my hart gesit het, is hoe hartseer hy geraak het as ek myself vergelyk het met ander. Ek wil ook so maar wees. Ek wil ook so mooi lyk. En vandag, ek is so mooi. Ek gee nie om hoe ek lyk nie, want dit is my Vader se skepping. Ek het baie self, ek weet nie wat jy dit noem nie, maar ek is baie erg oor my tande. En goed, en vandag gee ek nie regtig om daaroor nie, want dit is wie my perfek maak. Dit is wie ek is. Dit is wat my maak. En ek onthou my een vriend wat altyd gesê het, ja Linda, jy en jou tande is so uniek, dit maak jy so uniek, want niemand anders het jou gesig nie. En ek het dit nie baie gelike dat hy dit gesê vir my nie, maar nou sê van, dankie. Dankie dat jy dit vir my gesê het, want jy is die waarheid. Niemand is dieselfde nie, niemand het my gesig nie, ek nie jou gesig nie, en jy het nie my gesig nie. En dit het my weer geleer om te aanvaar vir wie ek is. Wanneer ek in die spieël kyk, sien ek nie iemand anders nie, ek sien myself. Ek sien my persoonlikheid, ek sien my gesig. Niemand anders nie. Niemand anders nie.
En ek is so dankbaar. Shalom julle. Ja, dis hy. My kleinkind. Oi. Shalom julle.